voor ek met my boodskap begin, ek wil u vat na die boek van Lukas toe. Lukas hoofstuk 4. Ek weet nie hoekom dit by my opkom nie, maar ek wil u graag sien toe vat. Lukas hoofstuk 4, en ek gaan vir die vers 1 en 2 lees. Hy sê, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, en hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Partykeer stuur God jou die woestyn in. Ek sê partykeer stuur God jou die woestyn in. Het jy gelees? Hy het uit die doopwater het opgestaan. En in die doopwater het die Gees van God op hom neergedaal en God het gesê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En uit vol van die Gees het die Gees hom die woestyn ingedryf. En in die woestyn was sy plek van beslissing. Ons gaan partykeer deur 'n ding wat God toegelaat het om jou te laat ontdek wie jy is. En dan sit ons in daardie situasie en dan wil ons die duiwel bestraf. En ons wil allerlei dinge doen om voor te gee dat dit die duiwel is, ten spyte van die feit dat God jou soontoe gestuur het, sodat jy kan ontdek wie jy in God is. Hy stuur jou die woestyn in, sodat jy jou mind kan opmaak. Hy stuur jou na 'n plek van beslissing, sodat jy die besluit kan neem. God het gesê, dis my seun in wie ek welbehaag het. En as ek en jy nie op daardie plek kan kom, om daardie beslissing te kan neem, en oortuig te kan wees in die gees van my gemoed nie, sal daar altyd vir my 'n woestyn vorendag kom. Want God het jou as 'n oorwinnaar gemaak. En jy kan slegs in die woestyn ontdek of jy 'n oorwinnaar of 'n verloorder is. Want jy sien, God bring of God stuur jou daarin, sodat die vyand kan ontdek wat God jou gemaak het. En as jy nie tot daardie oortuiging kom nie, sal jy altyd aan die voet van die duiwel sekere dinge plaas, waaroor God jou geplaas het om oorwinning oor te kry. En slegs in die woestyn, waar die beslissing geneem moet word van jou, sal jy 'n storm aan die einde konfronteer, waarin jy in die storm kan sê, wees stil. As daar nie 'n woestyn van beslissing was nie, was daar ook nie 'n storm vir Jesus om te oorwin nie. As daar nie 'n woestyn van beslissing was nie, was daar nie 'n malaatse wat gereinig kon word nie. As daar nie 'n woestyn van oorwinning was nie, of 'n woestyn van beslissing was nie, sou daar geen duiwel uitgedryf gewees het nie. Want toe hy van die woestyn af terugkom, eerste wat hom konfronteer, is 'n persoon wat met duiwel besete was. En daardie persoon, die duiwel in daardie persoon vra vir hom, het jy gekom om my voor die tyd te pynig? Want hy het ontdek, sy vader, wat hom moes verlei het in die woestyn, of wat hom versoek het in die woestyn, het 'n neerlaag gelei, en hulle moet almal gehoorsaam wees aan hom, wie God aangestel het. En in die woestyn van beslissing, moet jy en ek 'n besluit neem, het God gesê ek is sy seun, of het hy nie? En as ons nie daardie oortuiging in ons gemoed het nie, gaan daar vir jou 'n woestyn, en weer 'n woestyn, en weer 'n woestyn kom, en weer 'n woestyn, totdat jy besluit het wat die Here Jesus gesê het. Vandag
is hierdie woorde in julle midde vervul. Want die Gees van die Here is op my, omdat hy my gestuur het om 'n blye boodskap te gee aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om aan die gevangenes vrylating aan te kondig en aan die geboeides opening van gevangenes, om 'n welaangename dag van die Here aan te kondig. En hy moes eers daardie oortuiging in sy eie gemoed kry. Ek is 'n seun van God. En dit wat God van my gesê het, is werklik die waarheid. En God los my eenkant alleen met die duiwel, om die duiwel te konfronteer. Het jy gehoor wat ek sê? Toe hy in die woestyn was, het God nie 'n woord gesê nie. Hy moes ontdek wie hy is. En as ek en jy nie op die plek kom waar ons ontdek het wie ek in God is nie, is daar altyd vir die duiwel 'n geleentheid vir 'n deur om oop te gaan, om my te konfronteer en te laat twyfel wie ek in God is. Maar die dag toe hy daar uit die woestyn uitkom, ons moet een ding ook verstaan, hy was nie net met 3 versoekings versoek nie. Hy was vir 40 dae lank onder versoeking. Ons hoor maar net, laat hierdie klippe brood word. En as ons besef, dat hy was nie net in sy liggaam versoek nie. Hy was in die woestyn. Die Gees het hom die woestyn ingedryf. Maar weet jy, die duiwel het hom na 'n hoë berg toe gevat. Met ander woorde, in sy wese was hy deur die duiwel, in sy wese, sy denkwese, was hy weggevoer na 'n hoë berg toe. In sy denkwese het die duiwel hom na die tempel toe gevat. So hy was in sy hele wese, liggaam, siel en gees was hy versoek. Maar weet jy wat? As jy verstaan wat die woord Armageddon bedoel, die duiwel het hom na 'n hoë berg toe gevat. En as jy die woord Armageddon vat, dan sal jy verstaan dat dit is waar 2 konings op 'n hoogte staan om kragte met mekaar te meet. En hy was die oorwinnaar. Toe hy hom na die tempel toe vat, toe sê hy vir hom, die Here het gesê, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, dat jy jou voet nie teen 'n klip sal stamp nie. Gelukkig het die Here geweet, die klip is so pas gehanteer. En ek sal maak, omdat ek 'n kind van God is, dat jy jou knie voor my sal buig. Die koninkryk van hierdie wêreld behoort in elk geval aan my. Die oomblik as ek besef wat God my gemaak het. En wat het gebeur? Die skrif sê hy het hom gelos net vir 'n seisoen. For a season. Want die woord van God moet nog steeds in vervulling gaan wat in Genesis geprofeteer was. Jy sal hom in die hakskeen byt, maar hy sal jou kop vermorsel. So God het hom gespaar vir die laaste finale nekslag. Prys die Here. En daarom moet jy en ek weet, as daar 'n swaar tyd in my lewe kom, dit is God wat teenoor die duiwel wil breek wie jy is. Het jy gehoor wat ek sê? Dis God wat vir die wêreld wil wys, dis my geliefde kind in wie ek welbehaag het. En jy kan besluit, is ek die oorwinnaar? Of gaan ek toegee? Of gaan ek alles voor die deur van die duiwel neerlê en die duiwel beginne bestraf? Of gaan ek my oorwinning verklaar, soos wat God gesê het ek is? Daar moet 'n woestyn van beslissing kom. Ek sê, daar moet in jou lewe 'n woestyn van beslissing kom. Dis die enigste plek waar God jou alleen gaan laat, sodat jy kan agterkom wie jy is. En as daar nie 'n woestyn kom nie, dit is op pad vir jou. Ek profeteer dit. As jy nog nie 'n woestyn gehad het nie, dit is op pad vir jou. Want God wil hê jy moet ontdek wie jy is. Groter is hy.
wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. En as jy nie 'n woestyn gehad het nie, was jy nog nie getoets nie. Ek sê, as jy nie 'n woestyn gehad het nie, was jy nog nie getoets nie. Maar as jy getoets het, is die storm onder jou voete. As jy getoets is die roeping van God jou deel. Dan mag jy aan die gevangenes vrylating toe. Jy mag aan die geboeides opening van die gevangenis. Jy mag aankondig die welaangename daar van die Here. Want hy het 'n welbehae in my lewe gehad en hy het 'n prys betaal sodat sy wil deur my lewe kan geskied. Onthou jy verlede week se boodskap? Hy het my geheilig en geregverdig sodat ek kan agterkom ek is bemagtig om sy wil uit te voer. En die Here Jesus moes dit ook ontdek. Hy moes dit ook ontdek. En daarom is hy die eerstgeborene van baie broeders. Halleluja. Ek wil vanmôre dit weer 'n keer in jou lewe profeteer. As jy nog nie deur 'n woestyn van hel gegaan het nie, het jy nog nie 'n besluit geneem wie jy is nie. Want in die woestyn gaan jy ontdek dat God is 'n waarmaker van sy woord. En hy sal nie 'n ding sê wat hy nie bedoel het nie. Prys die Here. Weet nie vir wie dit is nie. Dank is dit vir die kerkwêreld daar buitekant, maar dis vir iemand wat dit nodig het. As jy deur 'n swaar tyd gaan, hou goeie moed. Hy is oorwin. Hou goeie moed. Hy sê vir sy disippels, moenie worry nie, ek gaan kruis toe. Julle sal verdrukking hê soos wat hulle sal jou verwerp, soos wat hulle my verwerp het, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Prys God. Ek het die wêreld oorwin. Amen. Ekskuus, ek het nou 'n bietjie lank gevat, maar ek dink iemand het dit nodig gehad. En dis hoekom ek dit gedoen. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na die boek van Johannes, Evangelie van Johannes. En ons gaan daaruit so 2 verse lees. Gaan Johannes 1 vers 17 en 18 lees. En ek wil hê jy moet baie mooi hoor vanmôre wat die woord sê. Hy sê, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die wet, luister baie mooi, die wet het deur Moses gekom. Skryf ek mooi genoeg Tannie Katrien? Genade en waarheid. Ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi sien wat hier staan. Die wet het deur Moses gekom. Genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Kan jy 'n koneksie daar maak dat daar onder die wet nie genade was nie? For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Die waarheid van die evangelie kon net ontdek word toe Jesus op die toneel verskyn het. Ek wil hê maar dit baie mooi. Genade was net ontdek. Hy sê niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. For no man have seen God at any time. The only begotten which was in the bosom of the Father have declared him. Ek wil vir u 'n versie voor dit lees. Ek wil vir u vers 16 lees. Vers 16, hy sê, en uit sy volheid, ek wil sê uit sy volheid, ek gaan dit maar hierso skryf, uit sy volheid, en het ek hom vir jou gegee, hy sê, and of his fullness, uit sy volheid, het ons almal ontvang genade op genade. Hoor wat die Afrikaans sê, uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Luister wat sê, and of his fullness,
have we all received. Ek sê, of his fullness have we all received. Kan jy sien as twee stellings? Uit sy volheid, die Afrikaans sê, hy sê, en uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. And of his fullness have we all received. Van sy volheid het ons almal ontvang, and grace for grace. Kan jy sien as twee stellings in die Engels? So ek het genade ontvang vir genade. Kan ek dit vir u weer lees? And of his fullness, van sy volheid het ons almal ontvang. Hoor wat ek sê vanmôre, van sy volheid het ons almal ontvang. Stelling nommer 1, Willem. Stelling nommer 2, genade vir genade. Alright? Sy volheid het ek ontvang. En ek het genade ontvang vir genade. Nou moet ons 'n bietjie jou gedagte bymekaar bring om te sê, wat probeer God vir my sê? Wat probeer God vir my sê? Punt nommer 1 is, die volheid van hom is die volheid wat my beskore is. Of his fullness we all received. En nie net dit nie, ek het ook genade ontvang vir genade. Kom ek vat hier na 'n plekkie toe in die skrif van die Here. Kolossense hoofstuk 2. Stelling nommer 1 is, van sy volheid het ek ontvang. En ek het ook genade vir genade ontvang. Kolossense hoofstuk 2. Vers 9 en vers 10. Ons Afrikaanse Bybel sê, en die volheid van die Godheid was in hom liggaamlik. For in him dwelleth all the fullness. Willem, in him dwell all the fullness of the Godhead bodily. Volgende vers. And you, complete in him, which is the head of all principality and power. Met aan, Willem, van sy volheid het ons almal ontvang, Toby. Van sy volheid het ons almal ontvang. In hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik, en ek is volkome in hom, wat die hoof is van alle owerheid, van alle mag. Karen, as ek nie ontdek het, dat die volheid van God in my is nie, gaan die woestyn my neerlaag wees. As ek ontdek het, waar ek gesetel is die woestyn die plek van oorwinning. Halleluja. Dan is die woestyn die plek van beslissing, waar God deur my sy wil kan uitlewe, en kan weet, en ek kan weet, en die vyand kan weet, God is in beheer, en God neem my lewe in beheer, en God lewe deur my lewe. Willem, sy volheid, het ek volheid ontvang, en ek het genade vir genade gekry. Hoekom? Ek het nie net genade ontvang, om vanuit die wet uit los te kom nie. Ek het ook die vermoë gekry, of die volheid ontvang, om genade deur my lewe te laat manifesteer aan hom wat genade nodig het. Het jy gehoor wat ek sê? Daarom het ek genade gekry om verlos te wees van dit waarvan ek nie deur die wet verlos kon word nie, waar daar geen genade was nie, en ek het genade gekry vir genade, om genade te kan laat manifesteer deur my lewe. Want groter is hy,
My volheid kom ons vanuit hom uit. En die skrif sê dat my lewe is saam met hom verborge in God. Tannie Katrien, as sy volheid en ek in sy volheid lewe, dan lewe die volheid van God wat in God verborge is, dormant in my lewe, totdat ek besluit het die woestyn is my plek van oorwinning. Dan kan ek die genade wat ek ontvang het, om verlos te word van 'n vloek, die seën van God kan kry en ek genade kan uitleef op hierdie aarde. Kan ek amen sê, kan ons huis toe gaan. As jy dit begryp, en as jy verstaan wat Efesiërs sê, hy het my geheilig, geregverdig, om sy wil uit te oefen deur my lewe. Daarom het hy my heilig gemaak. Nie omdat ek heilig is nie, hy het my heilig gemaak, sodat hy sy wil deur my lewe kan uitlewe. Sê Efesiërs 4 vers 6 nie, daar's net een God en Vader, van oor almal, deur almal en in ons almal nie. So, sy genade, wat aan my bewys was, is om te wys waar die volheid van God gesetel het. Sy genade, wat aan my bewys was, is om te kan openbaar waar die volheid van God beskikbaar is. En daarom kon die Here Jesus opstaan en sê, vandag is dit in julle midde vervul. Want hy het die besluit geneem. Hy het aanvaar dat hy gaan glo wat die Vader van hom gesê het. En as ek en jy nie op 'n plek kom waar ons waaragtig ons gedagte daarop gesetel is, dat die Vader se wil deur my lewe uitgeleef kan word nie, gaan ek altyd in 'n plek van vertwyfeling sit. Dinge gaan goed gaan, tot op 'n punt. Dinge gaan goed gaan tot op 'n punt. Dan wil ek die duiwel agter die bossie uitskop. En dan wat gebeur met my? Onmiddellik is die vertwyfeling van dit wat God gesê het in my gemoed. Onmiddellik. Kolossense 1 vers 26. Kom ons blaai 'n bietjie na Kolossense hoofstuk 1 vers 26. Ek het genade gekry. Halleluja. Ek het genade gekry, sodat die waarheid in my lewe geopenbaar kan word. Ek sê ek het genade gekry, sodat die waarheid in my lewe geopenbaar kan word, en dat die waarheid deur my lewe geopenbaar kan word. Kolossense 1:26 maak hierdie stelling. Hy sê, die verborgenheid, wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle die hoop van die heerlikheid. Luister mooi wat sê die Engels, asseblief. Even the mystery which have been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Willem, dit was nooit daar nie. Dit was nooit daar nie. Dit was net 'n skaduwee van wat dit moet wees. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is, wil iemand dit my hardop lees, which is Christ in you. Het jy gesien wat sê die Afrikaans? Afrikaans sê Christus onder julle. Sê Christus in jou. En as jy nie ontdek en besef dat Christus in jou is nie, kan jy Christus ook nie om jou openbaar nie. En ook nie onder jou openbaar nie. Ek sien tannie Katrien kyk so bo en sy oorweeg my woorde en is reg, jy moet. Jy moet.
To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Kan ek iets dan daar uittel? Dat as ek Christus in my het God 'n hoop. Het God 'n hoop dat sy volheid in my lewe sal wees. Ek het nie daai hoop nie. Ek moet net wakker word, dit is God se hoop. Wat hy wil hê in my lewe moet plaasvind. Ek kan nie werk vir dit nie. Ek kan nie my afsonder vir dit nie. Ek kan nie gaan vas vir dit nie. Ek moet vernuwe word in die gees van my gemoed, in die plek van beslissing. Weet jy dat Jesegiel was ook in die dal van beslissing gewees? Waar God hom na die doodsbeenere toe gevat het. En God vir Jesegiel gevra het, Jesegiel, kan hierdie bene lewe kry? Sê, Here, jy weet hulle kan. En ek weet jy kan. En as jy vir my sê, profeteer oor hierdie doodsbeener, dan profeteer ek oor hulle. En die Here sê vir hom, profeteer en kyk. En hy profeteer en die bene skuif na mekaar toe en hulle kry vlees aan, maar daar's nie lewe nie. Toe sê God vir hom, profeteer die gees van lewe. Prys God. Luister, as die volheid van God in jou lewe is die gees van God in jou lewe. En is die moontlikheid vir die doodsbeenere in jou lewe om wakker te word. Dankie Tannie Katrina. Om wakker te word. En luister, Tobias, ek en jy nie in die dal van beslissing gewees het nie, of nie daar gekom het nie, kan ek nie ontdek hoe groot en almagtig God is nie. Ek kan nie ontdek dat dieselfde gees van God wat Christus uit die dood het opgewek het in my woon nie. Ek kan nie ontdek dat die krag wat God geopenbaar het om Jesus uit die dood het op te wek, deel van my lewe is nie. Maar na die plek waar God my stuur, om te kan ontdek, daar kan ek besluit. En daar kan ek ontdek wie God werklik is. Anderste lewe ons onder godsdiens. Ek sê anderste lewe ons onder godsdiens. Mag ek 'n stelling maak? Godsdiens is so dood soos 'n graf, net die diepte verskil. Die volheid van God het hom uit die dood uit opgetel. Die volheid van God het my in die woestyn genade bewys. En het hy my bemagtig om genade te kan uitlewe. Here, laat ons dit snap vanmôre. God is vir jou net so groot as wat jy jouself in jou gees voorgenem het hy sal wees. Ek sê God is vir jou en vir my net so groot as wat ek en jy in ons gees voorgenem het hoe groot God sal wees. Kan ek jou vertrou met my volheid of nie? Dit is die vraag elke dag van God in ons lewe. Kan ek jou met my volheid vertrou of nie? Is jy so vernuwe in die gees van jou gemoed, dat jy sal weet, come hell or high water. Want as jy oortuig is in die gees van jou gemoed, dan wil ek vir jou sê, luister vanmôre, as jy oortuig is in die gees van jou gemoed, is daar 'n storm aan die kom, vir hulle, om te sien, wat God in jou lewe is. Die storm is nie vir jou nie, die woestyn was vir jou. Hoor wat ek sê, die storm is nie vir jou nie, die woestyn was vir jou. Sodat hulle wat saam met jou in die boot is, kan ontdek, my liewe Vader, selfs die wind en die golwe is aan die volheid van God onderworpe.
Die storm kom nie vir jou nie. Die storm kom om jou geopenbaar te kry. Sodat hulle kan weet, of die wêreld kan weet, wie lewe in jou. Dat die volheid van God my volheid is. As ek net kan besef dat hy is die eerstgeborene van baie broeders, dan het God die vermoë om deur my te lewe soos wat hy in Jesus Christus gelewe het. Anderste moet ons wag totdat God my kom haal. Het jy gehoor wat ek sê? Anderste is die hele aardse lewe vir Jesus Christus 'n mislukking. Kan ek dit weer sê? As daar nie oorwinnaars opstaan, soos wat die eerstgeborene is nie, is die aardse lewe 'n mislukking. Of ons het ergens iets misgevat. Wat is die nut daarvan vir God om vir jou 'n prys op aarde te betaal? Vir jou te wys wat God is, vir jou te wys wie God is, vir jou te wys dat jy is gebore na sy beeld en na sy gelykenis, en dan vat hy jou weg. Wat is die nut van dit? Wat is die nut dat Jesus owerhede en magte in die openbaarheid gekleed vir jou ontwil? Ek vra net die vraag. Het ons nie dalk net ons godsdiens verkeerd om nie? Ek het genade gekry vir genade. Kom ons gaan luister. Wat sê hy? Hy sê, niemand het ooit God gesien nie. Het jy dit gelees daar in Johannes? Het ons dit gelees? Niemand het ooit God gesien nie. Hoe kan Jesus so verwaand wees om God in die vlees te openbaar? Ek vra dit, hoe kan hy so verwaand wees om God in die vlees te openbaar, as hy nie die prys vir my betaal het om dit ook te kan doen nie? Willem, jy sal moet regkom. Willem, jy sal moet jou mind opmaak. Willem, jy sal moet besef wie jy is. Kolossense 1 vers 15 maak hierdie stelling. Of Paulus het gelieg, of Jesus het hom voorgedoen wat hy nie was nie. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Of Paulus lieg, hy het nie 'n openbaring van God gekry nie, of Jesus het hom deur die Gees om die bos gelei. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? Is daar nie 'n gedeelte wat sê in 2 Korintiërs 5:17? Almal wat in Christus is 'n nuwe skepping nie? Dan moet daar mos waarde in dit wees. Halleluja. Is daar nie 'n skrif wat sê, as gevolg van die openbaring van die kennis, sal jy geherskep word na die beeld van die een wat jou geskep het nie? Jy kan dit daar in Efesiërs gaan lees. Dit wil vir my sê, dat die kerk het die heeltyd in duisternis gelei. En weet jy wat, ek was deel daarvan. Met ander woorde, die kerk was heeltyd, soos wat hulle sê, daar's 'n bedekking oor sy gesig gesit die oomblik as hy die wet lees.
Maar daai bedekking was veronderstel om in Christus Jesus weggeneem te word, sodat die volheid van die Godheid geopenbaar kan word en ons van aangesig tot aangesig kan sien wat die heerlikheid van God is, sodat God se heerlikheid deur my lewe geopenbaar kan word. Het jy dit al gelees? Die bedekking is weggeval, sodat ons van aangesig tot aangesig kan kyk wat die heerlikheid van God is. Jakobus sê, die probleem is, die mens kyk na 'n natuurlike gesig in die spieël. Hoor wat ek sê vanmôre. Jakobus sê, die mens kyk na 'n natuurlike gesig in die spieël. En die oomblik as hy van die spieël af weggaan, vergeet hy onmiddellik wie hy is. Hy sien nie van aangesig tot aangesig nie. Hy sien nie die heerlikheid van God raak nie. En die oomblik as hy van dit af weg beweeg, dan sien hy net sy natuurlike gesig. Tannie Katrien, sal jy my asseblief opcheck volgende Sondag in Jakobus en vir hulle kom sê of ek die waarheid gekwoteer het. Hy sê ons kyk soos 'n natuurlike in ons natuurlike gesig en dan vergeet ons onmiddellik wie ons in God is. Want jy sien, sodra ek vanuit die teenwoordigheid van God uitbeweeg en God wil my blootstel aan die dal van beslissing, dan vergeet ek onmiddellik wie ek is. Kom ons kyk 'n bietjie daarna Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4. Vers 24. Ek dink nie ek gaan tyd het nie. Efesiërs hoofstuk 4 vers 24 sê. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. En julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Wat is die probleem wat ek en jy het? Ons weet nie wat God my gemaak het nie. Ons weet nie toe God my geskep het as 'n nuwe wese, wat het hy my geskep nie. Die probleem is as ek in 'n situasie staan of as ek in 'n situasie sit, dan vergeet ek onmiddellik. Ek is geskep deur sy geregtigheid en sy ware heiligheid en onmiddellik sit die situasie my terug in die beeld wat ek dink ek is. En ek vergeet die beeld wat God my gemaak het. Ek hoop, kom ek lees vir jy 'n versie terug, halleluja, 'n versie terug. En dis waar ek dink die hele kinders van God se probleem lê. And be renewed in the spirit of your mind. Ons moet vernuwe word in die gees van ons gemoed. Dink jy Paulus het verniet gesê, bedink die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit? Want dis waar ek ontdek wat ek in God is en wie God in my is. Dis waar ek ontdek. Wanneer die woestyn die brood wys, dan ken ek die skepper van brood. Ek vat net 'n dom voorbeeld. So hy wou nie toegee laat hierdie klippe brode word nie. Hy is dan die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Hoekom sal hy bekommerd wees om van klippe brood te maak? Die probleem wat ek en jy het, hierdie klippe is vir ons 'n struikelblok.
En as daai klippe vir jou 'n struikelblok is, Willem, kan die lewende brood nie 'n werklikheid in my lewe word nie. Ek wil vir jou weer een versie weer teruglees. En ons kan ons hom weer terug. Kolossense 1 vers 15. Kan ons hom net weer daarop sit. Kolossense hoofstuk 1 vers 15. Halleluja. As ons nie vernuwe word in die gees van ons gemoed nie, kan hierdie nie plaasvind nie. As ons nie vernuwe word in die gees van ons gemoed nie, kan hierdie nooit 'n werklikheid word nie. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. En as ek nie vernuwe word in die gees van my gemoed nie, gaan ek elke skoot die neerlaag in die woestyn beleef. Het jy agtergekom jare terug? Sodra jy gevoel het jy's in oorwinning, dan kom jy agter die volgende oomblik, dan nooi die kerk my uit, ek moet kom belydenis doen vir sonde. Het jy dit agtergekom? En dit het pos gevat in my lewe. En elke skoot, as daar 'n oorwinning geskep word, of 'n geleentheid vir God om 'n oorwinning in my lewe te behaal, dan kom ek die fout in my lewe agter en ek sê, Here, wees hierdie sondaar genadig. Het jy gehoor wat ek sê? Here, hierdie sondaar gee nou vir die duiwel die toestemming om te maak wat hy wil. As ek nie daardie stap in my lewe kan kry wat die Here Jesus behaal het nie, om vernuwe te word in die gees van sy gemoed, om te ontdek wie hy is en wat God hom gemaak het nie, en vir wie hy 'n voorbeeld is nie, kan ek en jy nie in die oorwinning inkom nie. Alhoewel hy die oorwinning behaal het. Ons kan nie daarby uitkom nie. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene onder baie broeders. Hy is die eersgeborene om die genade te openbaar vir die genade. En ek en jy moet genade kan openbaar. In die genade waarin ek staan. Halleluja. In die genade waarin ek staan, moet ek genade kan openbaar. Prys God. My tyd raak om. Romeine 8 vers 29. En ek dink ek wil daarmee afsluit. Romeine 8, 29. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Het jy dit gehoor? For whom he did foreknew, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers. Sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Dankie my dan. Kan jy sien hy sê die eersgeborene? Het jy gesien hy sê nie die eniggeborene nie? Sodat hy die eersgeborene kan wees van baie broers. So hy is nie meer, nadat hy die prys op daardie kruis betaal het, is hy nie meer die eniggebore seun van God nie. Want as gevolg van dit, het hy baie broers na die heerlikheid van God gebring. Jy gehoor wat ek sê? So hy is nie meer die eersgeborene nie. Kan ek my verstout om te sê, hy was die eersgeborene totdat hy opgestaan het. En ek en jy het saam met hom opgestaan. Met ander woorde, ek is net soos wat hy 'n eersgeborene is ek saam met hom opgestaan. Het ek saam met hom die eersgeborene geword.
sodat daar iemand, ek genade kan bewys vir die volgende een, om te kan bewys wie hy in God is, sodat hy baie broers na die heerlikheid kan bring. As jy dit gesnap het vanmôre, hy het die eerstgeborene geword. Ek het saam met hom opgestaan. Ek is die eerste een, as ek besluit wat die volheid van God is en dit aanvaar, om God te openbaar na Jesus Christus op hierdie aarde, as jy dit bevoeg is om dit te kan vat. Tannie Katrien, check my asseblief op. Hy sê, waar is ek? Halleluja. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Halleluja. Wat is die seun? Volgens Kolossense 1:15, die beeld van die onsienlike God. 1 Timoteus 3:16 sê, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Het hy dit gedoen? Ja. Luister vanmôre. Asseblief luister in Jesus naam. Is jy been van sy been en vlees van sy vlees? Is jy sy liggaam? Is jy sy tempel? Is jy sy blyplek? Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Ons moet vernuwe word in die gees van ons gemoed en 'n besluit neem dat God dryf by dalk een kant toe, dat ek kan ontdek wie ek is. Nie vir die duiwel nie, vir my, om te ontdek wat God my gemaak het, sodat hy wat in my is, groter kan wees as wat hy wat in die wêreld is. Weet jy dat daar's twee mense in die wêreld, twee wesens in die wêreld? Ek en die duiwel. Ek kan besluit, is hy groter as die duiwel, of is hy groter as ek wat in die vlees is? Hoor wat ek sê vanmôre. In Christus was die volheid van Godheid onbeperk. Wie sit 'n beperking in my en jou lewe? Nie God nie. Ek en jy. Die probleem is, ons sit vas, gevang in wat ek van die sonnaarskool afgeleer het. Weet jy dat Johannes sê, hy sê vir die fariseërs, julle wil my doodgooi met klippe. Vir een wonderwerk. Hulle sê vir hom, maar ons wil nie doodmaak nie. Vir die wonderwerk nie, ons wil jou doodmaak, omdat jy sê, jy's 'n seun van God. Met ander woorde, jy stel jou aan God gelyk. Hy sê, maar sê daar nie in julle wet, dat ek sê, julle is gode en die seuns daarvan nie? Amen. Sê julle wet nie, dat ek sê, julle wet sê, ek sê, julle is gode en die seuns daarvan nie. Met ander woorde, die moontlikheid vir God se kinders bestaan al vanuit die Ou Testament uit. Anderste is Efesiërs nie waar wat sê, voor die grondlegging van die wêreld het ek jou heilig gemaak nie. Daai wet het gesê, God het kinders. Wat sê hierdie wet? Halleluja. Né? Daai wet het gesê, God het kinders. Maar hierdie wet sê, die volheid van God is in sy kinders. En nou begin die kerk sê, nee. Dit mag nie toegelaat word nie. Nou, nee, jy mag nie dit sê nie. Dankie.
Want as ek dit nie glo nie, as ek nie vernuwe word in die gees van my gemoed nie, gaan ek na die beeld wat ek self sien en vergeet onmiddellik wie ek is. Vader, baie, baie dankie. U is 'n genadige God. Here, ons het genade ontvang vir genade, sodat ons in 'n tydperk kan ingesforceer word deur die Gees, om te kan ontdek wie ek in Jesus Christus is, en wat U my gemaak het. En Vader, daarvoor gee ek U al die eer, en al die lof, want ek weet, Vader, die storm kom, en die storm moet ontdek wie ek is, in Jesus naam. Amen, amen en amen. Prys die Here.